Goeiemôre geliefdes, baie welkom by vanoggend se boodskap. My naam is Quintus Skols, leraar van NG Oudtshoorn Park. Dit is vir my baie lekker om saam met julle te wees. Net daar waar jy is, voel sommer baie welkom. Of jy nou in die radio, op die radio sit en luister of voor 'n TV sit of na die Facebook of YouTube kanaal kyk, hartlik welkom. En mag die Here vanoggend aan die woord kom. Mag hy my as 'n stofmens gebruik om hierdie boodskap oor te dra. Ek verklaar sommer so in die begin Jesus as my verlosser en saligmaker en ek groet jou nou in die naam van die opgestane Jesus. Mag hy aan die woord kom vanoggend. Ons praat so 'n bietjie vandag oor die onderskeidingsvermoë wat ons moet hê. Ons moet 'n oordeelsvermoë kan hê in hierdie lewe. En elke dag is ons besig om te oordeel en te beoordeel en dalk te veroordeel. Maar ons gaan nou stil staan vanoggend by hierdie tema oordeelsvermoë en ek gaan so 'n paar punte uit die woord uit na kyk en wat sê die Here vir ons rondom hierdie tema? Hoe moet ons met 'n onderskeidingsvermoë kan leef in 2025? En elke dag waar ons beweeg, is dit nodig vir ons om sekere besluite en keuses en uit 'n Bybelse perspektief uit hierdie besluite te maak. Mag die Here nou aan die woord kom. Kom ons bid saam. Vader, ons roep U aan as die almagtige God in hemel. Vader, nou dat ons kan stil raak voor U, is dit my gebed, Here, dat U nou aan die woord kom oor hierdie tema vanoggend en mag U ons uit die woord uit kom leer. Mag die woord vir ons 'n stuk wysheid kom bring in ons besluitneming. En ja, Here, gebruik my ook as 'n stofmens vanoggend, dat die luisteraars en kykers nie sal vaskyk in die dominee nie, maar dat hulle U woord sal hoor, dat hulle sal hoor, Vader, dit wat U wil sê vanoggend op hierdie wonderlike oggend waar ons saam uit die woord uit kan werk. Ja, Here, spreek ook nou, as ons na hierdie tekste gaan kyk, Here, laat U woord steeds kragtig na ons toe kom deur die Gees in 2025. Ek bid nou vir almal wat kyk en luister, in Jesus naam, amen. Geliefdes, ons praat oor jou oordeelsvermoë, om die regte oordeel aan die dag te lê. En een van die sleuteltekste waarby ek sommer so wil begin vanoggend, as ek 'n paar tekste uit die woord uit lees in hierdie gesprek van ons vanoggend, is Jakobus hoofstuk 1 vers 5. En dan staan daar, as een van julle wysheid kort kom, moet hy dit van God bid. En hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyte. En daarom is dit so belangrik om in 'n gebedsverhouding met God te staan en tyd saam met God te spandeer uit die woord uit, maar ook in gebed. En om te vra, Here, gee my wysheid. As jy dalk voor 'n moeilike keuse, 'n moeilike besluit staan in jou lewe, jy weet nie watter kant toe nie, om regtig stil te word en te bid en te vra, Here, gee vir my die regte oordeelsvermoë, dat ek die regte besluit sal neem, en dit alles binne U wil, U plan vir my. Romeine hoofstuk 12 vers 19 sê vir ons iets anders. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. Hoeveel keer wil ons iemand wat ons te nagekom het, ook te na gaan kom? Ons wil revenge vat, nee, sê die Engelsman. Ek wil jou seer maak, want ek het seer gekry. En nou sê Paulus vir ons, moenie self wraak neem nie, maar die oordeel kom God toe, vir alles ons mense oordeel oor wat hulle sou gedoen het. Natuurlik in Suid-Afrika is daar 'n strafregstelsel en daar gaan 'n tronk wees en daar sekere aardse straf wat jy gaan by uitkom as jy die wet oortree het, as ons sondes ook gedoen het, dit sal aan die lig kom en daar moet ons verantwoordelikheid vat vir dit, maar dan weet ons ook dat daar vir ons in die ewige lewe wag daar ook vir ons hierdie straf en oordeel van God. So nie net die tentwoning nie. Ons dink baie keer en sê, maar God straf my nie, want Jesus het alles vir my reeds betaal aan 'n kruishout. En daarom is dit baie gevaarlik om te leef en te sê, maar as 'n ding met my skeef loop of sleg met my gebeur, laat God my straf.
Maar dit is definitief nie die straf van God nie. Ons moet hierdie ding van straf en oordeel vanoggend baie mooi kom hoor. Die dag en die tyd kom, die uur kom van oordeel, die dag wat ons dan ook die oordeelsdag sou noem. Dan is daar 'n teks, Romeine 2 vers 1, wat staan, daarom is daar vir jou geen verontskuldiging vir jou mens, wat 'n ander veroordeel, wie hy ook al is. Deurdat jy 'n ander 'n oordeel uitspreek, veroordeel jy jouself, want jy wat veroordeel, doen dieselfde dinge. Deurdat jy oor 'n ander 'n oordeel uitspreek, veroordeel jy jouself. Luister gou mooi, daarom is dit baie belangrik, dat ons sal seker maak as ons iemand oordeel. Want ons weet, dat met dieselfde maat waarmee ons oordeel, ons geoordeel sal word. En daarom is dit so belangrik om oor hierdie tema vandag bietjie te dink, en te sê, maar wat beteken 'n gesonde oordeelsvermoë? Onderskeidingsvermoë te kan hê, van wat is reg en verkeerd, wanneer moet ek praat, wanneer moet ek stil bly, wanneer moet ek net luister, of wanneer moet ek optree, wanneer moet ek iemand bemoedig, wanneer moet ek iemand vermaan en sê, dit waarmee jy besig is broer, dis nie die regte ding nie, dis sonde, dis verkeerd, stop dit nou, hou op met daai verkeerde wee van jou, of wanneer moet ons net in liefde sit en luister, of net daar wees. Ons leef in 'n tyd waar mense vinnig oordeel, ons sien dit op sosiale media veral. Hulle praat baie keer van die keyboard warriors, die Engelse, die ou wat agter die skerm sit en vinnig iets kan sê, 'n oordeel uitspreek, asof jy in 'n glaspaleis bly, asof jy bestand is teen die klippe as hulle na jou kant toe gaan kom en iemand jou gaan gooi. Ons leef in 'n tyd van vinnig oordeel. Ons wil ander se besluite, hulle lewenswyses beoordeel en veroordeel, mense se voorkoms, hoe iemand lyk, en ons is selfs baie uitgesproke oor geloof en geloofsake, asof ons almal kenners is. Nie dat ek vanoggend sê ek is nie broer en suster. Hoor my nederige hart vanoggend as stofmens, maar Matteus 7 vers 1 kom sê, moenie oordeel nie, sodat oor julle nie geoordeel sal word nie. Beteken dit ons mag glad nie oordeel nie? Of kom sê hierdie teks eintlik dat ons 'n sekere onderskeiding moet hê? Die Bybel leer ons nie dat ons nie mag oordeel nie, maar dat ons reg moet oordeel. Vriende, kom ons sê gou vir mekaar, ons oordeel in elk geval. Dink gou aan, daar's beroepe daar buite, wat aangestel is om te oordeel. 'n Regter byvoorbeeld in 'n hof moet besluit of hierdie persoon skuldig is al dan nie. Jy as ouer, as pappa en mamma, jy moet 'n oordeel oor jou kinders vel of hulle reg optree of verkeerd optree, en dan gaan hulle of gestraf word of hulle gaan beloon word. Dieselfde maar met onderwysers by 'n skool, oordeel die heel dag. Is hierdie kind gereed? Slaag hierdie kind hierdie toets? Hoeveel punte gee ek vir hierdie taak van hierdie kind? Hoeveel punte gee ek vir hierdie kind se toesprake? 'n Onderwyser is die hele tyd besig om te oordeel. Jy as werkgewer oordeel oor jou werknemers, of hulle werk reg doen, of hulle pligte staat nakom. Vriende, ons word die heeltyd maar geoordeel. Wat ons sê, wat ons doen, hoe ons optree, wat ons in die publiek kwytraak. Ek het 'n vriend wat altyd sê, what goes online stays online. Wat bedoel hy daarmee? Dit wat ons so maklik sê in 'n sosiale media wêreld daar buite. Daai goed wat jy so kwytraak, so asof ons maar die reg het om te oordeel. Die Heilige Gees moet vir ons kom lei. Wanneer moet ons praat en wanneer moet ons stil bly? Wanneer moet ons wel mense waarsku, dit in liefde? En wanneer moet ons mense bemoedig? En wanneer keer moet ons letterlik die sonde aanspreek? Vriende, ek het so 3 kort punte waarby ek net wil stil staan vanoggend. En daarom is dit so belangrik dat ons dit sal hoor. En die eerste punt is 'n oordeelsvermoë begin deur nederig voor God te wees. Dis my heel eerste punt. As ek wil oordeel,
moet ek weet wie is ek en ek moet nederig voor God kom kniel. Spreuke help vir my in hoofstuk 3 vers 5 en 6. Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insig staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Vertrou volkome op die Here. Ek het 'n absolute nederigheid. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor wat ek kan bereik of vermag of wat ek glo nie. Dit gaan oor wat sê God. En dan moenie op jou eie insig staat maak nie. Daai wysheid wat Jakobus vir ons kom leer het, bid dit by die Here. Ken hom in alles wat jy doen en dan sal hy jou die regte pad laat loop. Jy sien vriende, ons insig is eintlik maar beperk. Ons ken nie eintlik mense se stories, hulle lewens, hulle narratiewe nie. Almal het 'n storie om te vertel. Het jy al saam met daai ou gaan sit en koffie drink wat jy so veroordeel? En om dan te verstaan, maar wat gaan eintlik in daai persoon se lewe aan? Die tronke wat so vol is, omdat daar 'n vaderloosheid is. Omdat daar nie rolmodelle is nie, priesters, profete, konings, paas wat nie opstaan en paas is nie. Die pa wat God wil hê jy moet wees nie. Ja, ons moet groei uit 'n nederige hart. Ek sien nie alles nie. En ek weet nie alles nie. Dit moet eerder my uitgangspunt en my denkraamwerk wees. Ek sien nie alles nie, ek weet nie alles nie, ek ken nie die volle storie nie, maar God weet dit. En daarom gaan ek versigtig wees met my woorde. Gaan ek nie net 'n klomp woorde aframmel, het sy op die internet of vir iemand in hulle gesig of maklik skinder saam met vriende agter iemand se rug nie. Nee, ek sien nie alles nie en ek weet nie alles nie, maar ek weet God weet alles. Die mens moet aan God oorgee, want ons moet deur God se bril na ander mense begin kyk. En dit is 'n samevatting van die wet van liefde. Liefde vir God, liefde vir jou naaste soos jouself. Jy ken dalk nie iemand anders se storie nie, maar om te verstaan, ons moet deur God se bril kyk. Sagtheid en liefde en empatie en deernis. Maar ja, ons moet ook dan die ander kant van oordeel besoek en daarby kom ek uit so 'n bietjie later in hierdie boodskap. C.S. Lewis skryf in Mere Christianity die volgende woorde: A proud man is always looking down on things and people. And of course, as long as you are looking down, you cannot see something that is above you. Ek en jy sal nooit kan opkyk na die Here. Ons sal nooit kan opkyk as ons die hele tyd afkyk op mense nie. As ons hierdie trots en eie ek het en ons met hierdie trots maklik mense oordeel en glo ek is altyd reg en daar's niemand wat my anders gaan oortuig nie. Vriende, ons moet 'n nederige hart hê om te kan onderskei wat's reg en wat is verkeerd. En daarom is dit so belangrik vanoggend, die oomblik as ons oor 'n oordeelsvermoë praat, moet ek en jy eers met 'n nederige gesindheid, moet ons na God nader en sê, Vader, wat is die regte ding nou om te sê, of om te dink, of om te doen? What would Jesus do? Wat is die wysheid wat ons by God soek? Sonder om vinnig, gou self te besluit, jy gaan die regter speel of jy gaan God se plek vat en iemand oordeel. Dit beteken dat ek elke besluit van my lewe aan God moet onderwerp. Vertrou volkome op die Here beteken nie dat ek 'n passiewe geloof het nie, maar dat ek 'n aktiewe vertroue het in die lewende Jesus wat die sonde en die dood oorwin het. Die eerste punt van oordeel beteken ek raak nederig voor God en stil en ek luister, wanneer moet ek praat, wanneer moet ek stil bly. Die tweede punt wat ek wil onder ons aandag bring oor oordeelsvermoë is, dat ons eers onsself moet ondersoek. Vee eers voor jou eie deur is die ou gesegde in ons Afrikaanse taal. Dan sê Matteus 7 vers 3 vir my dit mos duidelik. Waarom sien jy die splinte raak wat in jou broer se oog is, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie?
dalk het ek 'n balk in my eie oog. Dalk is daar dinge in my lewe wat ek eers moet bely voor die Here, voor ek iemand anders nou wil gaan aanvat oor dit wat daai persoon gedoen het. Dit is so nodig dat ons eers self ondersoek doen, dat ons eers by 'n plek kom van sondebelydenis en ook van genade ontvang van die Here. Dat jy ook besef, as jy jou sonde bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes. Daar is iets soos vergifnis. Dis nie die oordeel wat verkeerd is nie, vriende. Dis die onregverdige oordeel, sonder dat ek en jy self ondersoek doen, oor wat eintlik in ons lewens ook aan die gang is. Interessant, die boekskrywer Brené Brown skryf in Daring Greatly, skryf sy die volgende. Sy sê, we judge in areas where we feel most vulnerable ourselves. Luister mooi. We judge in areas where we feel most vulnerable ourselves. Dis dalk juis hierdie plekke waar ons so vinnig veroordeel, waar ons dalk dikwels self baie diep onseker is, ten diepste in ons harte dalk. Vriende, daarom is dit nodig dat ek en jy 'n selfrefleksie moet gaan doen en ons moet na ons eie motiewe gaan kyk. Hoekom beoordeel en veroordeel ons mense so maklik? Dat ek en jy dalk sagter sal oordeel, dat ek en jy sal sagter praat en met meer barmhartigheid, soos die barmhartige Samaritaan sal optree in 'n wêreld daar buite wat hoop nodig het. My derde punt vanoggend is dit, as ons oor oordeelsvermoë praat, ek en jy moet kan groei onder die leiding van die Heilige Gees. En Spreuke 1 help my, vers 23. As julle luister na my teregwysing, gee ek julle my wysheid in oorvloed en leer ek julle my woorde begryp. Ons moet kan tereggewys word en luister na wat is God se teregwysing vir my in my lewe, en sy woord kom leer my wat is reg en verkeerd. Maar daarom moet ek en jy oop kan wees om te luister, maar wat sê God vir ons? En ons moet oop kan wees op 'n teregwysing. Ons moet 'n teachable spirit kan hê, om te sê ek wil regmaak dit wat verkeerd is. Ek wil aan my produk verander. Ek wil beter wees môre as wat ek vandag is. Ek wil luister na die Here se teregwysing, want dit is om by ware wysheid uit te kom. Ja, vriende, dan wil ek stil staan by nog 'n teks. 1 Korintiërs 2 vers 14 en 15. 1 Korintiërs 2 vers 14 sê, die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie. Vir hom is dit onsin, hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. As ek en jy nog nie in 'n verhouding met God staan nie, as ons nog nie ons harte vir die Here gegee het nie, gaan ons nog swem in die sonde. En dan is ons besig met verkeerde dinge. Dan sê vers 15 vir ons, die mens wat die Gees van God het, kan die waarde van alle dinge beoordeel. So wanneer jy die Gees van God het, dan het jy die kompas in jou, dan weet jy wat's reg en verkeerd. Dan het jy daai moraliteit in jou, dan verstaan jy die 10 gebooie is nie net 'n klomp reëls nie, dis nie net iets wat ek moet onderhou nie, ek wil dit onderhou, want ek staan in 'n verhouding met die opgestane Jesus. Ek wil nie moord pleeg nie, ek wil nie steel nie, ek wil nie daai dinge doen nie, want ek ken God en ek het die Gees van God in my, wat my kompas is, en ek wil nie die Gees van God bedroef nie. Jy sien, vriende, ware oordeel is nie net 'n kopsaak nie, maar dit is 'n saak van die Gees. Die Heilige Gees help my om die waarheid van die leuen te onderskei en om met liefde te oordeel, nie met trots nie. Die woord sê nie ons mag nie. Hy sê net ons moet dit met liefde doen en ons moet kan onderskei wat is sonde en wat is God se wil. Die Here het tog nêrens sonde in die woord goed gepraat nie.
Karl Barth skryf dit so mooi in Church Dogmatics, dan sê hy die volgende: True judgment is participation in the judgment of God. Dit wat vir God nie goed en aanneemlik gaan wees nie. Through the Spirit who gives light to our darkness. Die Gees kom sit sy lig op die donkerte en daarom is dit nodig om ook die sonde uit te wys. Maar dat ek en jy dit sal doen, as ons eers gehoor het, ons is absoluut nederig voor die Here. Ja, ons kom staan so in selfondersoek en ons sê, Here, ek wil eers voor my eie deur vee, my eie sonde bely, en dan kan ek eers begin die lig draai na die wêreld en na mense om my. En deur die Gees kan ek die lig laat skyn op die donkerte van die wêreld. 'n Oordeelsvermoë is dus nie om 'n haastige mening te hê nie, maar in die stille luister na God se stem en dan om op te tree. Dan Johannes 2, waar Jesus die tempel gereinig het, sal 'n mens sien daar vers 14, 15, 16 rond, waar hy dan 'n sweep gaan vleg het, waar Jesus tyd gemaak het om te dink aan wat hy nou volgende gaan doen. Dan vleg hy die sweep en dan gaan verwyder hy hulle, dan gooi hy die tafels om, dan raak hy kwaad oor die sonde waarmee hulle besig is by die tempel. Daarom, vriende, is dit belangrik om te sê, 1 Korintiërs 2 vers 15 dui op die geesvervulde mens, wat deur God se perspektief na die wêreld gaan kyk, en wat dan gaan seker wees, wat is reg en wat is verkeerd, en wat moet aangespreek word. Nou kom ek by die 4de en die laaste punt vir oggend. Ons moet sonde veroordeel. En die teks waarvoor ek kyk is Matteus 18. Ons kan nie sonde kom reg praat vir oggend nie, vriende. Matteus 18 vers 15. As jou broer verkeerd opgetree het teen jou, gaan wys hom tereg waar julle eenkant alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen. Maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee saam met jou, sodat alles wat gesê word deur die woord van 2 of 3 getuies bevestig kan word. Luister mooi, en as hy na hulle nie luister nie, sê dit vir die gemeente. As hy ook na die gemeente nie luister nie, moet jy hom as 'n heiden en 'n tollenaar behandel. Jesus het saam met sondaars geëet, maar hy het nie saam met hulle gesondig nie. Daar is 'n groot verskil. Jesus eet saam met sondaars, maar hy het nie gesondig saam met hulle nie. Nêrens praat Jesus sonde goed nie. Johannes 2, waar hy ook kwaad raak oor die sonde wat die mense doen. Johannes 8, die vrou wat op oorspel betrap is, dan sê hy van, gaan nou, maar moenie verder sondig nie. Ons hoor dat ons moet 'n gesonde oordeel kan vel. En ons moet ook die sonde kan uitwys. Vriende, daarom is dit so belangrik dat ons sal mooi let op wanneer ons beoordeel en veroordeel en wanneer ons mense letterlik uitwerp as gemarginaliseerdes, dat ek en jy seker maak ons saak met die Here is ook reg. Ons gebruik baie keer woorde wat sny. Ons het opinies wat verbrand. Maar ons moet 'n onderskeiding hê om te kan oordeel. En ons mag ook oordeel rondom die sonde en dit ook uitwys en vasstaan as broer en suster in Christus. Ons moet vasstaan soos Paulus ook in die gemeentes vasgestaan het teen die sonde en nêrens nooit die sonde goed gepraat het nie. Ja, maar met nederigheid, selfondersoek en deur die leiding van die Gees sal ons oordeel. Eers dan mag ons oordeel. Spreuke 9 vers 10, wysheid begin met die dien van die Here. Wie die Heilige ken, het werklik insig. En dan kan ons net bid, Here, gee my wysheid om te praat wanneer ek moet praat. Om te sê as 'n ding verkeerd is. Die genade ook om stil te kan bly as ek moet stil bly. Ja, en God weet alles. Daar's niks wat God nie weet nie. En God se wil is die beste wil. Sy tyd is die beste tyd. Ek sluit af met hierdie storie om juist dit wat ek nou gesê het te bevestig.
Die storie word vertel van 'n ou man in 'n dorp wat sy perd eendag weggehardloop het. En die bure het vir hom gesê, wat 'n ramp is dit, jou perd het weggehardloop, jou enigste perd wat jy gehad het. En die ou man het geantwoord, wie weet wat goed of sleg is vir my, net God weet. 'n week later het hierdie perd teruggekom met 10 wilde perde wat saam met hierdie perd teruggekom het. En die bure het vir hom gesê, wat 'n seën het jy nou net ontvang, jy het 'n blessing ontvang. En hierdie ou man het geantwoord, wie weet wat goed of sleg is vir my, net God weet, sy wil. En dan 'n week later het hierdie ou man se seun het sy been gebreek toe hy op een van hierdie wilde perde gery het en hierdie perd hom afgegooi het. En die bure het toe weer na die ou man toe gekom en gesê, wat 'n ramp het jou oorgekom dat jou seun nou sy been moes breek op een van hierdie wilde perde. En die ou man het weer gesê, wie weet wat goed of sleg is, net God weet. En dan 'n paar dae later het 'n klomp soldate gekom na hierdie dorp toe om jong manne te kom kry om te gaan oorlog maak. En hierdie ou man se seun het agtergebly omdat sy been gebreek was. En dan sluit die verhaal af, want God weet altyd die beste. God se wil is die beste wil, sy tyd is die beste tyd. Vriende, net God sien die groter prentjie raak. Laat God se oordeel ook my en jou oordeel bepaal. Wat reg is, wat verkeerd is, die leuen en die waarheid, hoe ons moet leef, wanneer ons moet praat, wanneer ons moet stil bly, dat ons met wysheid sal optree en dat ons in God se genade sal bly wandel. Dis my gebed vir ons almal vanoggend, in Jesus naam. Amen. Here, baie dankie dat ons vanoggend het kon stil raak met die wete, U weet die beste. U tyd is die beste tyd. Dat ons werklik, Here, sal besef dat ons deur U oë na die wêreld om ons sal moet kyk. Dat ons die regte oordeelsvermoë sal hê wat gees beheerst is. En laat ons deur die gees sal optree in ons woorde en ons dade en ons gedagtes. Here, maar help ons ook dat ons ook die sonde sal uitwys. Dat ons sal stry teen die sonde en nooit deel raak van die wêreld nie, maar dat ons U wil sal doen. Die beste wil. Dat ons elke keer sal terugkom, Here, en weer ons skuld bely voor U, weer in die regte verhouding staan en weer vra, Vader, maar lei my dat ek U kind kan wees wat 'n aangename geur gee in 'n wêreld daar buite wat hoop nodig het. Ek bid nou vir ons almal vanoggend, Here, dominee ingesluit, dat ons met die regte oordeelsvermoë sal gaan leef, om die regte oordeel aan die dag te lê, elke dag van ons lewens. Nederig, in selfondersoek, maar deur die Gees beheerst. Ek bid dit vir ons almal in Jesus naam. Amen. Geliefdes, baie dankie dat julle ingeskakel het vanoggend. Goedheid en guns, ons kuier weer volgende week.